Goed, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde. Dankie vir Johannes die Doper, wat ons daaraan herinner het dat Jesus gekom het om vir ons genade op genade te bring. En dankie dat ons kan weet, ons deel in hierdie ekstra genade, en dat ons vanaand ook die voorreg het om hier uit Hebreërs te leer by 'n klomp geloofshelde, en hoe hulle in hulle geloof volhard het. Dat dit vir ons asseblief ook 'n aansporing wees om in ons eie geloofswandelpad met u te bly volhard. Dankie vir ons wat saam kan dink en bid en praat vanaand. En ons bid sommer nou al vir elkeen wat nie gesond is nie, wat nie hier kan wees vanaand nie. Wil jy vir hulle ook asseblief naby wees en vir hulle herinner en verseker van u teenwoordigheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie, Dominee. Goed. Ja, dan begin ek vir ons lees uit Hebreërs 11. Soos ek elke keer sê, ek haal dit maar hier aan uit die nuwe direkte vertaling. Hy's baie soos die ou vertaling, maar dan weet ons ook, dis vir my die beste vir Bybelstudie, want hy is baie woord vir woord vertaal. En dan het ek hier en daar bietjie die 83 vertaling ook net bygesit, omdat hy vir ons baie bekend is, wel vir die meeste van ons. As mens nou dink, waar ver terug in die gryse verlede lê 1983, toe het ek net begin studeer, en dis daar, ons het daai vertaling nou al goed leer ken, dink ek. Ja. So, ek dink, daar staan nou sommer 2 keer tema. 'n tema vir hierdie Bybelstudie is geloof wat sien wat God beloof en volhard tot die einde. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers van wie hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit sigbare ontstaan nie. Deur geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. Julle weet mos nou, hier kom nou 'n lang lys van geloofshelde, so ons lees hulle maar net so almal soos 'n goeie getuigskrif. Vers 5 sê, deur geloof is Henog weggeneem, sodat hy nie die dood gesien het nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Want voordat hy weggeneem is van hom getuig dat hy God behaag het. Dis nou weer 'n bietjie 'n ouer woord in die Afrikaans, maar ons sal net nou daaroor bietjie gesels. Mooi woord. Vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan, en dat hy die beloon wat hom soek. Deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het oor dit wat nog glad nie gesien is nie, en omdat hy in eerbied gehoorsaam was, het hy 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Daardeur het hy die wêreld veroordeel en 'n erfgenaam geword van die regverdiging, Hy het 'n erfgenaam geword van die regverdiging volgens geloof. Deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Deur geloof het hy as bywoner in die land van die belofte gaan bly, soos in 'n vreemde land, en het hy in tente gewoon saam met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die argitek en die boumeester is. En deur geloof het Sara, alhoewel reeds onvrugbaar en nie meer jonk nie, krag ontvang om bevrug te word, aangesien sy hom wat dit beloof het, getrou geag het. Daarom is daar uit een man, wat so te sê dood was, 'n nageslag gebore, 'n getal soveel soos die sterre van die hemel en soos die ontelbare sandkorrels op die strand langs die see. Al hierdie mense het in geloof gesterf, sonder om die beloftes te ontvang,
maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom en bely dat hulle uitlanders en vreemdelinge op die aarde is. Want die wat sodanige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer, maar nou hunker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Deur geloof het Abraham, toe hy getoets is, Isak as offer aangebied en was hy op die punt om sy enigste te offer. Hy wat die beloftes ontvang het, aan wie gesê is, deur Isak sal daar vir jou 'n nageslag wees, omdat hy gereken het dat God die mag het om ook uit die dood op te wek, waaruit hy figuurlik gesproke hom ook terug ontvang het. Deur geloof het Isak vir Jakob en Esau geseën met betrekking tot toekomstige dinge. Deur geloof het Jakob, terwyl hy sterwend was, elkeen van die seuns van Josef geseën en het hy in aanbidding gebuig oor die bo-punt van sy staf. Deur geloof het Josef, toe hy op sy einde was, van die uittog van die kinders van Israel melding gemaak en het hy opdrag gegee in verband met sy beendere. Deur geloof is Moses, toe hy gebore is, 3 maande lank deur sy ouers weggesteek, omdat hulle gesien het dat die kindjie mooi was en hulle nie vir die koning se bevel bang was nie. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word en het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Deur geloof het hy Egipte verlaat sonder om bang te wees vir die woede van die koning, want hy het volhard soos een wat hom die onsienlike sien. Deur geloof het hy die Pasga ingestel en die bloed laat aansmeer, sodat die doodsengel nie aan hulle eersgeborenes sou raak nie. Deur geloof het hulle deur die Rooi See getrek soos oor droë land, terwyl die Egiptenare, toe hulle dit probeer doen het, verdrink het. Deur geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar vir 7 dae rondom die stad getrek is. Deur geloof het Rahab die prostituut nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat moet ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid en ook van Samuel en die profete, hulle wat deur geloof koninkryke verower het, wat gedoen het wat reg is, wat beloftes verkry het, wat die bekke van leeu's toegestop het, wat die geweld van vuur geblus, die skerpte van die swaard ontvlug het, wat krag ontvang het in hulle swakheid, wat magtig geword het in oorlogvoering, wat slagordes van vreemdes afgeweer het. Vroue het hulle dooies deur opstanding terug ontvang. Ander weer is gemartel, toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slaaf verduur en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag, deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf. In skaapvelle het hulle geswerf, in bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. En hoewel daar oor al hierdie mense van wie hulle geloof met lof getuig is, het hulle nie die belofte ontvang nie, aangesien God iets beters vir ons voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Aangesien God iets beters vir hulle voorsien het, sodat hulle nie sonder ons volmaak gemaak sou word nie. Daar's hy. Ja, dis 'n lang gedeelte, maar ons ken dit waarskynlik.
Al kan ons nie al die voorbeelde opsê nie. Dit is vir my 'n baie aangrypende gedeelte. Nou die agtergrond en die konteks van hierdie hoofstuk sê net dat die brief, onthou julle van Hebreërs, dit is maar geskryf ons aan gelowiges wat grootliks uit 'n Joodse agtergrond kom en wat onderdruk was om terug te draai na die ou verbond. In hoofstuk 10 is hulle ernstig gewaarsku teen afvalligheid, maar ook aangemoedig om te volhard. As jy terugdink daaraan, ons het gehoor waar hy geskryf het, ons moenie die samekomste verwaarloos nie, ons moet mekaar aanmoedig. So daar was 'n goeie aanmoediging ook daar. Nou direk na die laaste vers van hoofstuk 10 vers 39 waar hy gesê het ons is nie van die wat terugdeins nie. Volg nou hoofstuk 11 as 'n illustrasie. Die skrywer wil sê so lyk mense wat nie teruggedeins nie, wat nie teruggedeins het nie. Maar hoofstuk 11 is nie 'n losstaande heldegalery nie. Dit is eerder 'n pastorale oproep tot volharding. En dis maar net wonderlik dat die skrywer so baie voorbeelde het. So, kom ons kyk so 'n bietjie, hier's 'n lang indeling. As jy dalk na die teks gekyk het wat ek gestuur het, die voorbereidingsstuk, daar's baie afdelings, want hulle is vormske eenhede. So ons begin met die eerste ene, wat vers 1 tot 3 behandel, wat sê, wat is geloof? Nou hier is 4 kernwaarde uit Hebreërs 11 wat die aard en die krag van geloof opsom. Julle ken hierdie bekende definisie en die definisie en wese van geloof, ons weet dit nou ook, maar hier kom dit baie sterk na vore. Geloof is nie bloot 'n gevoel nie, maar 'n diepe innerlike sekerheid. En ekskuus, ek kon net sien of hier nog iemand is. Ek hoor iemand se klokkie lui, maar daar's nie nog iemand wat wil inkom nie. Ek begin net weer. Geloof is nie bloot 'n gevoel nie, maar 'n diepe innerlike sekerheid en oortuiging van God se beloftes en die onsigbare werklikheid. Dit is die lens waardeur 'n gelowige na die toekoms kyk en na die onsigbare wêreld kyk. Na die bekende vers 1 in die direkte vertaling het ons hom nou gelees, geloof egter 'n sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Hulle vertaal dit daar met 'n bewys. Die 83 vertaling, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou die tweede punt hierso sê geloof is die fundamentele bousteen van ons verhouding met God. Net myself vinnig hier in die rede val, ek het nou hierdie keer nie aan die einde 'n klomp besprekings vra nie, want ek het geweet ons gaan nie in een aand deur die hele hoofstuk kom nie. So ek het na so elke afdeling is daar 'n paar vrae wat ons sommer oor lekker kan saamgesels, in plaas van net heel aan die einde. So geloof, sê hy, is die fundamentele bousteen van ons verhouding met God. Geloof is die fundamentele bousteen in 'n mens se verhouding met God, en sonder geloof is dit onmoontlik om 'n lewe te lei wat vir hom aanneemlik is. Dit behels die erkenning van sy bestaan en die vertroue dat hy getrou is aan diegene wat hom soek en wat hom liefhet. En mens kan ook daar geskryf het, ek kon ook dit in hakkies maar gesit het, en dat hy getrou is aan almal wat hom soek of wat hom liefhet. So die kernvers daaroor is vers 6, wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. 83 sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil, en wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. So ons gaan nou by die bespreking daaroor bietjie praat, wat dit klink ook 'n bietjie moeilik om te sê mens moet God behaag, want dis nou nie Afrikaans wat ons vandag sommer meer by die braaivleisvuur gebruik nie. Die 83 vertaling sê dis onmoontlik om te doen wat God wil, en ander vertaling sê dis onmoontlik om hom tevrede te stel. So die derde punt sê geloof, hierdie geloof wat ons nou van gelees het, lei tot gehoorsame aksie. Ware geloof is nooit passief nie. Dit manifesteer altyd in dade van gehoorsaamheid
selfs wanneer die pad vorentoe onduidelik is of opoffering verg. Die helde van die geloof in aanhalingstekens het almal opgetree op grond van wat hulle geglo het en soos ons 'n paar keer gelees het ook, maar nie gesien het nie en baie van hulle nie eers ontvang het terwyl hulle nog geleef het nie, maar hulle het opgetree op grond van daardie geloof. So vers 8 sê deur geloof was Abraham gehoorsaam toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang en hy het weggetrek sonder om te weet waarheen hy gaan. Die 83 vertaling ken julle ook goed wat sê hy het gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Ons gaan nou lekker daaroor gesels of ons nog bereid is om so gehoorsaam te wees sonder om te weet waar ons gaan uitkom nie. En die 4de punt sê geloof fokus op die ewige perspektief. Geloof help die mens om verby hierdie tydelike uitdagings en begeertes van hierdie wêreld te kyk na 'n groter hemelse werklikheid. Dit gee aan gelowiges die krag om as vreemdelinge in aanhalingstekens op aarde te leef, omdat ons weet daar is 'n ewige tuiste wat op ons wag. Vers 16 sê, maar nou hunker hulle na 'n beter een wat in die vorige vers, dis nou die direkte vertaling. In die vorige vers het hy gepraat van hulle land waar hulle in is. Nou sê hy, maar nou hunker hulle na 'n beter een, bedoelende 'n beter land, 'n hemelse een. En daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Die 83 vertaling sê, maar hulle het na 'n beter vaderland, dit is die hemelse verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie, trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Nou het ek net 'n paar aanvullende teksverse wat hierdie ondersteun, meestal maar Paulus. In 2 Korintiërs 5 vers 7 skryf hy ook, ons leef deur geloof en nie deur aanskouing nie. Die 83 vertaling sê nie deur sien nie. Leef ons deur geloof. Romeine 4 vers 16 en 17 sê daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan vir Abraham se hele nageslag, nie net vir hulle wat op grond van die wet leef nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof leef. Hy is ons almal se vader. Soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van die God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak en dit wat nog nie bestaan nie, tot bestaan roep. Ek het dit spesifiek ingebring omdat Paulus ook oor Abraham en sy geloof geskryf het. In die 83 vertaling staan daar, daarom het die belofte deur die geloof en dis uit genade tot Abraham gekom, sodat dit van krag sou bly vir sy hele nageslag. En sy nageslag is nie net die wat die wet ontvang het nie, met ander woorde nie net die Jode nie, maar ook die wat glo soos Abraham geglo het, die wat net glo dat ons uit genade gered word en dat die wet ons nie red nie. Abraham is immers die vader van ons almal, soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit is hy in die oë van God in wie hy geglo het, God wat dooies lewend maak en dinge wat nie bestaan nie tot stand bring deur sy woord. Johannes 20 vers 29 ken julle ook goed, dit is waar Thomas by die tweede keer dat Jesus by sy disippels aan hulle verskyn het na sy opstanding, eerste keer was Thomas mos nie by nie, en dan nooi Jesus hom uit om aan hom te raak en te voel, sy vinger in sy hand en in die wond te steek, en dan sê Thomas, my Here en my God. Dan bely hy op sy knieë. En dan sê Jesus vir hom in vers 29, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Of in die 83 vertaling, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. So hier's nou 'n belangrike soos 'n amper opsommingkie en dan 'n paar vrae voordat ons na die volgende afdeling toe aanbeweeg. Hier is maar net so 'n opsomming, ons weet dit, geloof is nie wensdenkery of 'n vae hoop nie. Dit rus op God se karakter en woord. Dit kyk na 'n onsigbare werklikheid
wat meer permanent is as die sigbare. Geloof is 'n vaste vertroue, met daar staan, ekskuus. Geloof is 'n vaste vertroue in God, nie in woorde, idees of omstandighede nie. Dit is nogal wat die slim mense sê 'n paradoks, nê, dat ons uit hierdie gedeelte leer en ons weet dat dit wat ons nie kan sien nie, is meer permanent as dit wat ons wel kan sien. En baie mense leef andersom. Hulle leef asof hierdie wêreld en hierdie lewe en hierdie aarde permanent is en besef nie dat die onsigbare is eintlik die permanente nie. So kom ons praat 'n bietjie saam. As julle wil saamgesels, asseblief. Die eerste vraag vra: hoe verskil Bybelse geloof, of ons kan ook sê ware geloof, van blote optimisme? Ek dink ons oor hoop gepraat het ons ook in hierdie rigting gesels om optimisties te wees. Is dit dieselfde as om geloof te hê? Ek weet dit is moeilik hierdie, want ek dink ook baie hieroor en 'n mens wonder maar wat is hierdie, ek wil nou amper sê, hierdie misterieuse konsep van geloof? Want dit is nie so eenvoudig om te sê ek aanvaar dit wat ek nie kan sien nie as die vaste waarheid en is seker dit gaan gebeur. Dis 'n groot toets en 'n groot uitdaging om so te glo. Maar ons kan nie anders nie as om te sê ons geloof wat God vir ons deur sy Heilige Gees gee, is baie meer as net optimisme. Is daar enige een van julle wat dalk dit wil waag om 'n voorbeeld te noem hoe julle al hierdie verskil bemeester het om oor te gaan van optimisme na opregte ware geloof, amper soos van die helde waarvan ons gelees het. Ons sal dit nou ook hoor as ons later by hulle stil staan. Ons almal swakkelinge, onvolmaakte mense. So hulle was nie helde van nature nie. Hulle word helde genoem omdat hulle geloof sterk was. Hoe kom 'n mens oor van optimisme na geloof se kant toe? Dink 'n bietjie aan 'n paar voorbeelde en dan as jy wil, skryf bietjie sommer in jou eie Bybel of in jou joernaal. Dit is nou 'n bietjie, ek wil nie sê ekstreme voorbeeld nie, maar dit is 'n unieke voorbeeld vir myself. Dat ek was ernstig op pad om 'n ouditeur te word. Ek het BCom begin studeer. My beste vak op skool was rekeningkunde. En ek het van hoërskool al die jare af geweet ek gaan eendag 'n CA word en alles wat daarmee gepaard gaan. En toe die Here my roep so halfpad deur my eerste jaar BCom, my baie duidelik geroep om 'n predikant te word, was dit vir my 'n groot uitdaging om daai geloof te sien. Dit was nou, en ek het nie daai tyd so daaroor gedink nie, want ek was baie opgewonde en dit was my 'n verskriklike voorreg, want ek het nooit in my lewe dit oorweeg dat dit 'n loopbaanmoontlikheid vir my sou wees nie. En alles wat daarmee gepaard gaan, die geweldige verantwoordelikheid en die vertroue en die roeping wat die Here op 'n mens plaas. En toe ek nou terugdink, besef ek, en ek sê nie naaste by dit, ek is naaste by ietsie soos Abraham nie, maar daai een vers wat net sê Abraham het getrek sonder om te weet waar hy gaan uitkom. En dis maar met enige groot roeping of uitdaging so, as die Here mens roep om 'n nuwe praktyk oop te maak of 'n nuwe besigheid te begin of weg te trek na 'n ander dorp toe, of om as jy jou van roeping van jou lewensberoep te verander, dan trek 'n mens in geloof soos Abraham weg sonder om te weet waar jy gaan uitkom. Ja. Tannie Jessie dalk so 'n voorbeeld wat Tannie wil deel. Ja, maar dit is nou so lank storie, maar ek gaan 'n baie kort hou. Een van my dogters was, toe sy matriek was, in 'n ongeluk. Sy was op 'n so klein motorfietsie. Nou, en hulle ry toe, sy en die vriendin, hulle moet gaan iets koop. En toe beland sy onder 'n vragmotor, so
'n vragmotor met varke op te staan in Potch. Maar toe kom een van our maats ons nou sê, en weet jy, toe hy vir my sê, toe voel ek net, die Here sê, jy gaan nie, sy gaan nie doodgaan nie, jy gaan deur hierdie ding kom. En ons het daardeur gekom, alhoewel ons seker so 2 dae het ek nie gedink nie, want sy het bloeding op die brein ook gehad. En ek lag nou maar, ek lag uit spanning daaroor. Maar toe, dit het die donderdag gebeur, en die Saterdag, ek het net geweet, ons gaan moeilik hê. En toe kom daar 'n vriend van ons vir haar bid. En weet jy, ek het daar, toe hy klaar gebid het ek geweet, die Here het haar klaar in sy hande, en dat hy haar nog nodig het hier. Ja, en sy het weer gekom, en sy het sommer haar matriek ook daai jaar geskryf. Sy was in haar Augustus se matriekeksamen. Die rekordeksamen. Ja. En toe sy van die hoof het gesê, sy kan nie skryf nie, en sy het gevra, gee my kans, en sy het dit gedoen. So, die Here was so goed vir ons, en ek het dit nie gesien nie, ek het gehoor die man bid, en ek het geweet, die Here het haar in haar hande, en dit was vir my, ek het geglo, sy gaan regkom, ja. Tannie, dit is 'n wonderlike getuienis, en ek dink ons almal het al baie sulke goed beleef, en dis hoekom dit goed is om sulke goed in 'n joernaal op te skryf. Want ons word nou nie een jonger nie, dan kan die geheue is nie altyd meer wat hy moet wees nie. Maar weet Tannie, ek is so dankbaar dat die Here haar deurgebring het. Maar ons het ook al almal hierdie ervaring gehad dat 'n mens regtig nie weet hoe op aarde gaan ons hier deurkom nie. En dan is dit net of daai vrede wat alle verstand te bowe gaan oor 'n mens kom. En dan en dis nie omdat ons so 'n sterk geloof het nie, is omdat die Heilige Gees ons dan van binne af sterk maak. Ja, nee, dit kom alles van die Here af. Weet jy, ons is een keer gekaap. En weet jy, julle storie, 4 van hulle het wapens in hulle hande gehad. En weet jy, hulle is met ons kaart weg, alles. En my man sê vir my, druk die kode, dit was vir my een dogter. En ek het nie die kode geken nie, en ek druk hom, en ons hardloop in die kompleks in. En daar het ek toe nou gesê, help ons, maar hy het na my dogter toe gehardloop. En toe 'n vroumens uitgekom, en sy het toe gebel, en allerhande goede. En weet jy, toe ek op die ou einde in my dogter se huis kom, toe sê ek vir haar, weet jy wat, dis weer soos met Petrus. Die Here het gesê, julle kan alles met hulle doen, maar julle gaan hulle nie doodmaak nie. En my dogter het gesê, het mami so gedink? Ek sê, weet jy, die Here het dit seker vir my gegee, en ek het dit nie gesien nie, ek het dit nêrens gesien nie, maar dit was geloof. Ja. Vir my. Dit is wonderlik, Tannie Jessie. As ons kyk na die derde vraag, dan weet ek, ons hoef nou nie 'n groot bespreking daaroor te hê nie. Watter onsienlike tye bepaal tans jou keuses? Nou ons is nou hier vanaand 'n paartjies bymekaar, en ek dink ons is almal baie geseënd. Ek ken nie elkeen se omstandighede nie. Maar dan onmiddellik het my gedagtes gegaan na 'n klomp mense op ons gemeente se bulletin wat op hierdie oomblik vir voorbidding afhanklik is. Wat byvoorbeeld dan ons het 'n man hierso wat uit sy nek gebreek toe 'n boom op sy bakkie geval het in Desember met die storms. En hy was verlam, en hy begin nou al baie mooi herstel, maar daar was ook hierdie
hierdie nag voor daai familie, waar hulle nie geweet het waar gaan hulle uitkom nie. So amper so onsienlike realiteit. En dan kry 'n mens net wat vir my fantasties is, en dit is hoekom ek dink mense wat sonder 'n gemeente probeer leef is sommer dom. Ek kan dit maar sê, want die gemeenskap van gelowiges ondersteun en dra mekaar in sulke moeilike tye. Ons loop nie vir almal en vertel wat is al ons uitdagings nie, maar as daar regtig goed kom en daar kom 'n gebedsversoek deur, dan weet ek daar's nou baie mense wat saam voel en wat saam bid. En dit help mense geloof ook versterk. Ja, nee, dit is waar. As daai man nie daai Saterdag aand so vroeg gebid het nie, ja, maar jy weet die Here bring dit op ons pad, die Heilige Gees, en dit is vir my geloof. Ja, dat ek moet glo. Ja. Is daar nog enige vraag of 'n opmerking oor hierdie eerste gedeelte? Goed, dan kan ons aanbeweeg deel 2. Gaan nou, dis nou vers 4 tot 7 wat daar baie geskryf is oor 'n geloof wat God behaag of wat God tevrede maak. So die woord behaag is vir my moeilik. Ek weet wat dit beteken en ek is baie lief vir Afrikaans, maar dis nou weer vir my 'n oudtydse woord, want ons het dit juis in baie begrafnisbriewe het so begin. Dit het die liewe hemelse Vader behaag om van ons weg te neem, dan klink dit so of hy genot put daaruit, en dit is nie so nie. So om iemand te behaag is my regtig 'n vreeslike formele woord, maar kom ons lees wat hierso staan en wat die ander vertaling sê, want dit is presies wat dit beteken, maar is net weer 'n oudtydse woord as ek dit so kan stel. Abel, Henog en Noag word daarvan geskryf spesifiek dat Abel het die regverdiging deur geloof gekry. Nou dis eintlik 'n baie moeilike geskiedenis, want daar's nie baie inligting oor hulle geloof nie. En Abel het een soort offer gebring en Kain het 'n ander soort offer gebring, maar daar was iets in hulle verhouding met God wat duidelik na vore moes gekom het. Henog ken ons so 'n bietjie beter. Henog wat lewend opgeneem is in die hemel. Een prediker daar uit die Kaap het dit so mooi verwoord. Hy het gesê Henog het elke middag saam met God gaan wandel, en toe een middag toe sê die Here vir hom, ag, ons is nou baie nader aan my huis as joune, kom jy sommer hier na my plek toe. Maar Henog het 'n baie intieme verhouding met God gehad, dit lees ons wel. Noag is 'n ander karakter. Noag was baie stout. Julle moet asseblief nie gaan lees wat hy als gedoen het nie. Dis eintlik kan 'n ouderdomsbeperking fliek veroorsaak. Hy was nie die soetste ou op aarde nie. Onder andere drankprobleem gehad. Maar toe God hom roep, en dis weer, ek het nou een Sondag daaroor ook gepraat dat God nie die braaidste en die beste en die slimste en die oulikstes net eerste uitkies nie. Hy kies dikwels die ouens wat agter in die ry staan. Noag wat nie waarskynlik die heel beste keuse was nie, maar in sy moeilike lewe moes hy 'n baie goeie verhouding met God gehad het. En die groot wonderlike ding is dat hy amper vir God blindelings glo het. Toe God vir hom sê, nou moet jy hierdie skip bou wat nie eers 'n roer het, jy gaan hom nie bestuur nie, jy gaan net daar binne in toegemaak word. En almal het hom gespot, want daar was nie 'n wolkie in die lug nie. En Noag was ook nie meer 'n jong man toe dit gebeur het nie. So dis oor sy geloof dat die skrywer so beïndruk is, nie oor sy leefstyl nie. Nou vers 6 daar is 'n sleutelvers wat sê sonder geloof, in die ou vertaling 21:20, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou in hierdie konteks is dit 'n mooi woord. Ek hou niks daarvan as dit op 'n begrafnisbrief staan nie. So die 83 vertaling sê, as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil, maar die Nuwe Lewende vertaling sê dit amper mooier, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. En hierdie wonderlike Nuwe Testament van Stefan Joubert en Jan van der Walt, dis ook baie getrou uit die Grieks vertaal. Hulle albei is briljante Nuwe Testamentici en Griekse kenners, so hulle het dit goed vertaal. En in hulle vertaling staan daar, sonder geloof is dit onmoontlik om God se hart bly te maak. Nou die Griekse woord vir behaag
is EORSTO. Nee, ek het nou maar net 'n Grieks-Engelse woordeboek. Ek het ook 'n Grieks-Duitse woordeboek, maar die Grieks na Engels toe sê daai woord word vertaal. Hy kom net 3 keer in die Nuwe Testament voor en 2 keer word hy vertaal met to please someone, om iemand te behaag, maar 1 keer om to be well pleased, om baie iemand se hart baie bly te maak. So dit is die betekenis van daai Griekse woord. Ek sien ons het nou nog 1 bladsy en dan gaan ons weer by vrae uitkom en dan dink ek gaan ons vanaand hierso moet stop, want ek het ook met al hierdie bladsye nie nog meer ingesit nie. Ek het gedink ons gaan nie verder kom as dit nie. Maar ons gaan nou lekker saam gesels. Ander tekste wat hier aanvul oor geloof om God se hart bly te maak is Efesiërs 2 vers 8 en 9 wat julle baie goed ken. Dis 'n teks uit die reformatie of die hervorming waar Paulus sê, want uit genade is julle verlos deur geloof, en juist dit kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God, 'n geskenk van God, dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. En Romeine 1 vers 17, en hier het ek nou die meeste gehou van die ou vertaling wat sê, die regverdige sal uit geloof leef. En regverdige beteken iemand wat deur Jesus Christus regverdig gemaak is en regverdig verklaar is. Dit is die ware betekenis van daardie woord. Nee, dit beteken nie net iemand wat regverdig optree nie. Dit beteken hy is geregverdig deur geloof. So in die 83 vertaling staan daar, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Handelinge 13, vers 38 en 39 is ook so 'n mooi teks wat sê, Lukas skryf daar hierdie getuienis neer van die apostels gesê het, daarom broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, en dat elkeen wat glo, deur hom vrygespreek word van alle sondes. Met die wet van Moses kon hulle nie vryspreek nie. Hoe meer ek nou self ook maar bietjie nog meer Bybelstudie doen hier in Hebreërs en oor Hebreërs en rondom Hebreërs, ek het dit nie altyd raak gesien nie. Ek bieg nou hierso, julle kan nou maar weet. Selfs in my jare in die bediening het ek nie altyd hierdie drade bymekaar gesien dat Paulus net so passievol soos die Hebreërs skrywer is, dat die wet van Moses niemand kan vryspreek nie. En dat die wet van Moses was die voorafskaduwing en dat Jesus het gekom met die beter beloftes, die beter verbond en daarom hierdie ernstige vermaning dat 'n mens nie aan eers kan dink om terug te gaan na die ou verbond toe nie. So dis nie net die Hebreërs skrywer se stokperdjie nie. So 'n 3 belangrike punte hierso is dat geloof op 'n manier sigbaar word in gehoorsaamheid. Nou ons moet dit net hoor en dit net so los dink ek, want ons weet wat dit beteken. Beteken nie ons gaan nou begin kyk wie is meer gehoorsaam en dis nie wat die skrywer bedoel nie. So dit beteken net as jy hierdie geloof het, dat jy hierdie onsigbare God glo, dat jy sy woord aanvaar, dat jy die onsigbare toekoms na uitsien, dan begin 'n mens net meer en meer gehoorsaam raak aan hierdie God wat jou gered het. So geloof neem God op sy woord nog voor daar sigbare bewyse is. Dis nou al hierdie helde wat geen bewyse, geen teken gesien het nie. Noag, daar was vir hoeveel, daar staan ook Noag bou 'n ark sonder dat daar 'n teken van reën is. Hy het God nou letterlik blindelings vertrou en eintlik van homself 'n bespotting gemaak om hierdie massiewe klomp hout te gaan kry en hierdie snaakse boot te bou en diere te begin bymekaar maak, en terwyl almal hom uitlag, maar hy het geweet wat hy moet doen. Goed, en dan hier's nou 'n paar twee vragies. Ek het gesien, ons gaan nie nog 'n hele afdeling gedoen kry nie, so ons kan hierdie bespreek, en as daar dan nog enige ander vrae is, dan kan ons bietjie daaroor gesels. Hierdie is maar baie persoonlike goed ook. Die eerste vraag sê, waar roep God jou tot gehoorsaamheid sonder tasbare sekerheid? As daar 'n voorbeeld is, kan julle dit deel as julle wil.
Ek het nou van my ou voorbeeld vertel van donkie jare terug, toe daar baie onsekerheid was. Ek het ek het 'n beurs gehad vir my studies. Nou ons is nou omtrent almal ewe jonk hierso. Tannie Jessie, ons is net so kort agter jou. Ek dink nie Tannie is baie oud nie. Maar my eerste jaar studiegeld, klasgelde vir die hele jaar was R1500 vir BCom 1. David en ek weet hoe jy medies geswat het op daai jare was studiegeld, maar dit was vir ons baie geld, nê? Nee? Nou kos 1 maand by Nelspruit Hoërskool al R3000. Daai tyd was 1 jaar se klasgeld R1500 en ek het 'n beurs gehad vir daai 3 jaar BCom. En toe ek nou my roeping kry, moet ek die Here het vir my in Junie maand geroep en ek moes nou maar daai res van die jaar klaar studeer aan my BCom. Ek kon nie dan oorskakel teologie toe nie, dis heeltemal ander vakke. Daar's nie eers een vak wat ek kon oordra nie. Maar toe het ek nou tyd gehad om na die beurshouer se kantoor toe te gaan en met die senior vernoot te praat. En die Here het so wonderlik voorsien, maar daar was hierdie berge voor my. Hoe gaan ek hierdie beurs terugbetaal? Wat gaan ek vir my ouers sê? My pa wat baie ernstig was, my gesê het ek beter my sokkies optrek want hy het net geld vir 3 jaar in die koshuis, dan's ek op my eie. En nou sit die Here my in 'n situasie waar ek daarna nog 6 jaar moes studeer en nie net nog 2 en 'n half nie. So daar was soveel dinge voor my daai tyd wat vir my soos die Engelse sê in hindsight nou so 'n bietjie soos Abraham laat voel. Die Here sê trek en hy sê nie vir my waar gaan ons uitkom nie, maar hy het al die pad voorsien en ek loof sy naam daarvoor. Is daar iemand wat vandag met 'n groot uitdaging sit? Ons wil net ons huis verkoop, ons wil bietjie kleiner gaan en ek weet nie, Marcus 'n bietjie dood, maar ons bid daarvoor, ons sal hom verkoop en laat ons net weer bietjie, dit help nie om in 'n groot plek ook te sit en jy het ook nie die finansies verder aan vir medies en goede nie. Dit ons nou goed gedink en die kinders het gepraat, want Marita en Andreus se maale, hulle, dis 'n hele saakie, hulle is nou ook al in die 90's. En nou wil hulle verander. En dit is nou baie moeiliker. Toe sê hulle ons beter dit nou doen. Ja, maar ons soos Andrei vir my sê, hierdie is nou nie iets om oor te bid nie. Die Here sal sorg. Ek sê, Andrei, ja. Maar ja, ons sit nou in die ding, ons wil ons huis verkoop. En dit is so moeilik, ek dink almal weet dit, jy kan nie sommer vir enige agent dit gee of vir enige prokureur nie, jy moet so versigtig wees wat jy doen en wat hulle kan doen. Ja, so ons sit nou bietjie hiermee, maar ons glo die Here het sy tyd en alles. Ek wil net gou vir Jenny sê, my man het ingenieurswese studeer en sy jaar se klasgelde was R600. Jo. Ai Tannie. Ja, dit het baie verander. Wat Tannie nou sê is 'n belangrike ding wat Tannie se seun gesê het. Ja. Ons het almal 'n verhouding met God en ons is vir hom almal verskriklik lief en ons weet hy's almagtig en hy sorg vir ons en ons het hierdie, ek wil amper sê hierdie langtermyn geloof dat hy ons nie sal los nie. Maar dan kom daar sulke geleenthede, soos 'n huis wat moet verkoop, soos 'n skielike siekte, soos 'n krisis wat op 'n mens neerkom onverwags. Dan is daar ons verloor nie daai langstaande geloof nie, maar dan is dit die uitdaging om te glo dat daar gaan nou binnekort uitkoms kom. En dan is dit ook goed dat iemand anders vir ons herinner, maar hoor hierso, met alle respek gesê,
ons hoef nie te bid nie, want die Here gaan sorg, maar ons natuurlik bid ons nog steeds. En dis wanneer hierdie kleiner of korttermyn uitdagings kom, dat ons dan sien hoe die Here vir ons ook geloof gee. En ek is baie versigtig. Ek sal nooit iets sê nie, want baie keer sien 'n mens iemand kry 'n slegte nuus oor mediese goed, Ja, siekte, kanker byvoorbeeld, dan is hulle platgeslaan en ek verstaan dit. My eie moeder het kanker gehad. Dit ja. is nie 'n goeie diagnose nie. Dis nie altyd 'n goeie prognose nie. Maar dan is dit vir my wonderlik om te sien hoeveel ander kinders van die Here is nie blasé daaroor nie, maar hulle sê net ek glo en ek weet die Here gaan my dalk nie genees nie, maar ek het nie dis nie vir my 'n geloofskrisis nie. Maar elkeen van ons het ons eie wandel met God. Ek dink as ons nou die Bybelstudie doen en as mens preke hieroor hoor en dit self lees in die Bybel, dan moet 'n mens voorbereid wees dat wanneer sulke goed kom, dat ander mense dan nie geskok is en sê maar waar is jou geloof nou? So dis 'n moeilike ding. En iets wat ek net wil sê, en ek sê dit ook net baie versigtig, daar is ook Christene in ander kerke wat weer altyd sê as iets slegs met jou gebeur, sal hulle of sê jy word gestraf, wat nie die waarheid is nie, God straf nie sy kinders nie, of wat dan sê maar daardie persoon het nie genesing gekry nie want sy geloof was nie groot genoeg nie, maar dis ook nie wat die Bybel sê nie. So geloof is so 'n moeilike onderwerp aan die een kant, want mense maak daarmee net wat hulle wil. Ja, ek sê vanmiddag vir my man, toe ek hier deurlees, want hy vat ook toe nou, dominee, ek sal dominee nog 'n bietjie daarmee inlig, maar dan help ek hom nou hiermee. Maar in elk geval, hy, toe sê ek vir hom, hoe kan mens geloof eintlik vir iemand verduidelik? Toe agterna toe sê ek vir hom, ek dink, ons kan dit nie verduidelik nie, want dit kom van God af. Dis my, soos genade ook, maar geloof is eers, as jy dit het, jy kry nie genade amper. Nee, ek is verkeerd, jy kry genade. Want of jy glo of nie, die Here hou jou altyd vas, want jy is sy kind. Is ek reg? Tannie is reg, maar Tannie se man is ook reg, dis baie moeilik om geloof te verduidelik. So ek bly maar teruggaan na vers 1 toe en dan dink ek en ek bid weer oor hom, want dit is nie so eenvoudig om te sê jy het 'n vaste vertroue in die dinge wat jy nie kan sien nie. Maar ja. Ja, dit is moeilik. Dis baie, Ja, want jy weet dan, ja, ek wil net sê vertroue is vir my 'n baie belangrike woord wanneer dit by geloof kom. Ja. Die laaste vraag hierso vra, hoe wys ons geloof sigbare vrug? En daar kan voorbeelde genoem word. Ons het nou al 'n bietjie hieroor gepraat, party van hierdie vrae is bietjie oorvleelend, maar dis wanneer 'n mens regtig God vertrou en dan ek sê nie God gee vir ons altyd wat ons vra nie. My grootste troos daar rondom is Getsemane, waar hy vir sy eie eniggebore seun nie gegee het wat hy gevra het nie, maar die wonderlike geloof en genade wat Jesus geopenbaar het om te bid, laat nogtans u wil geskied en nie my wil nie. Want dit beteken nie sy geloof was te swak of te klein of daarmee heen nie. Dit was daardie gehoor nie wat God weet nie. Hy weet alles en hy weet meer en hy weet presies wat môre gaan gebeur. So daarom is dit maar 'n goeie gewoonte om ons versoeke en ons smeke en pleite en gebede altyd so af te sluit. Laat nogtans u wil geskied en nie myne nie. Goed. Ek dink ons moet hier halt roep, soos die ou mense altyd gesê het. Ek is ook nou een van hulle. Maar ek dink ons sal vanaand hier stop. Is daar enige vraag of 'n opmerking, David, van julle kant af of Tannie Jessie nog ietsie? Ja, van ons kant af sê ons maar net baie dankie.
weet en dis wat ek sê. Goed, dan is Jessie reg. Ek is reg, dankie Dominee. Goed, dan gaan ek vir ons dankie sê en dan as die Here wil sien ons mekaar weer so volgende week op hierdie manier. Kom ons sê dankie. Here, baie dankie dat U vir ons volledig vashou en dat U vir ons nie net redding gegee het en die ewige lewe nie, maar ook die geloof om te vertrou, al kan ons nie sien nie. Al hierdie mense waarvan ons gelees het, wat nie 'n idee gehad het waar gaan hulle uitkom nie, maar hulle die pad saam met U geloop in vertroue en in geloof. Help ons almal, Here, en help ons om ook ons vriende en familie moed in te praat, om U te vertrou, om U blindelings te vertrou soos Noag gedoen het, en Abraham gedoen het, en Sarah gedoen het, en nie te dink ons moet als nou eers uitfigure en dan sal ons glo nie. Help vir ons om te hoor dat ons Here Jesus ook gesê het, geseënd is hulle wat glo al sien hulle nie. Help ons om so te kan glo. Dankie vir U voorsiening, dankie vir U genade. Ons loof en prys U daarvoor. Amen.